Wanneer jy dinge doen, is jou intensies suiwer? Wanneer jy na die lewende God toe gaan, is jou bedoelings reg? Wanneer jy met mense werk en jy's met mense besig, is die hart en jou hartsgesindheid, is dit korrek? Want die oomblik wanneer jy 'n verkeerde bedoeling het of 'n verkeerde intensie en jy doen dinge met 'n agenda, gaan jy nie sukses behaal in jou lewe nie. So dit is so belangrik om absoluut jou oortuiging van jou hart, jou intensies en jou bedoelings op die regte plek te hê. Want Vader is bekend met alles wat in jou hart aangaan. Vader is bekend met jou sit, met jou staan, met jou opstaan, met alles waarmee jy besig is Vader bekend. So ek en jy kan nie 'n verkeerde intensie hê wanneer ons dinge doen nie. Selfs wanneer ons gaan na die troon van Abba Vader. Nog voordat ons bid, nog voordat ons 'n woord sê, dan weet hy wat is in ons hart en wat ons gaan sê. So daarom moet ek en jy oplet na ons intensies, na die bedoeling van ons hart. So ek wil gou vandag vir jou lees, hier's 'n gedeelte in die woord in Psalm 139 wat ek met jou wil deel vandag, en is so belangrik want ek deel met baie mense en ek sien elke situasie, sien ek wat in mense se harte is, wat in mense se lewens is. Nou kom ek lees gou vir jou. Luister wat sê die woord. Hy sê, Jahwe, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurfors my gaan en my lê, en U is met al my weë wel bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, o Jahwe, en U ken dit geheel en al. Wat 'n amazing gedeelte is dit nie in Vader se woord. En is presies wat Vader raak sien, dis presies wat hy van bewus is. So hy ken jou hart, hy ken die bedoeling van jou hart, hy ken jou gedagtes, en hy weet, indien jy dalk 'n agenda het om iets te doen. So daarom is dit belangrik dat ek en jy kan nie met 'n manipulasie gees funksioneer. Ons kan nie 'n situasie probeer manipuleer, omdat ek en jy dalk 'n agenda het, want ons wil iets daaruit ontvang nie. So Vader verwag dat ons intensies moet reg wees. Ons intensies moet in lyn wees met die woord van God. So ons wil moet ondergeskik wees aan die wil van God. En ons kan nie ons wil afdwing op enige aspek of enige situasie nie. Want wat baie keer gebeur is, mense is geneig om te manipuleer. Die mens is geneig om sy wil af te dwing, om sy intensies en om sy hartsbedoeling oor te gee, en baie keer is mense se hartsbedoelings verkeerd. So dis vir my belangrik, wanneer ek met mense werk en wanneer ek in 'n situasie kom, dat ek altyd sal eers stil word en eers sal seker maak, maar my bedoeling en my intensie moet suiwer wees voor die lewende God. Ek kan nie met 'n verkeerde intensie na mense toe gaan nie. Ek kan nie met 'n verkeerde intensie 'n situasie hanteer nie. Ek kan nie met 'n verkeerde intensie eers na Vader toe gaan en bid nie. Want as my intensie verkeerd is, dan gaan ek nie seën ontvang nie. As my intensie verkeerd is, gaan ek nie ontvang uit die hand van die lewende God nie. Daarom skryf Dawid. En hy skryf spesifiek om te sê, Vader, nog voordat ek iets sê, is U wel bekend daarmee. Nog voordat ek iets doen, is U bekend met wat ek gaan doen, en ook die rede hoekom ek dit doen, en wat die aansporing is tot dit wat ek doen. So mense, dit is belangrik dat ek en jy sal kyk, wat is ons aansporing? Wat is ons intensie? Is ons intensie suiwer teenoor die lewende God? Dit wat ons doen ons dit om Abba Vader te vereer en te verheerlik, of doen ons dinge vir onsself? Doen ons dinge om onsself dalk vorentoe te bring, om onsself dalk op te lig, om dalk belangrik voor te kom, belangrik te wees, of doen ons dinge met die regte intensie? Want jy sien, dis wat Vader van ons verwag. Vader verwag van ons
dat ek en jy moet nederig wees in sy teenwoordigheid. En dat ons absoluut 'n hartsverhouding sal hê met hom. En dat daardie hartsverhouding ook sal reflekteer wanneer ons in hierdie wêreld met mense besig is. Of jy nou by die werk is, en of jy nou in 'n familieopset is, en of jy wat ook al doen, ons moet oplet na ons gesindheid, ons moet oplet na ons bedoeling van ons hart en ons intensies. Wanneer ons praat en wanneer ons dinge sê, dat ons sal oplet na ons intensies. En ek kan onmiddellik optel, wanneer ek met mense praat, en die gesprek begin, dan kan ek onmiddellik optel, okay, maar hier's 'n agenda. Hier's 'n agenda, hier's 'n intensie wat deurgevoer gaan word. En baie keer is die intensie suiwer. Yes, dis great, dis nice, en baie keer is die intensie nie suiwer. En selfs in die huwelik en ook in 'n familieopset, doen ons presies dieselfde vir die spesifieke rede om te manipuleer. Maar Vader wil nie hê dat ons moet omgaan met manipulasie. Vader wil hê dat ons harte moet op die regte plek wees. En wanneer ons harte op die regte plek is en ons het daardie verhouding met hom, daai hartsverhouding, dan kan ons hom enigiets vra. En dan kan ons na hom toe kom op die regte wyse. Want jy sien, wat my begeerte is dat Vader my sal ondersoek. Voordat ek enigiets doen, en voordat dat ek met mense besig raak, en voordat ek 'n boodskap voorberei en die gemeente bedien, dan wil ek eers stil word voor Abba en ek wil my hart toets. En ek wil hê dat hy moet kom kyk en of daar dalk 'n verkeerde weg in my lewe is, want ek en jy het konstant verbetering nodig. Ons het konstant verbetering nodig, want nie een van ons is ooit in 'n posisie om te sê, weet jy wat, ek het gearriveer, ek is nou op die regte plek, en weet jy, ek het gegroei, en ek het nou volwassenheid bereik, en weet jy, julle kan my niks meer leer. Nie een van ons kan ooit op so 'n plek kom nie. Want daar's altyd plek vir verbetering. By my, persoonlik, en ek weet ook by jou, daar's altyd plek vir verbetering. Maak ek foute? Ja, verseker, ek maak foute. Maar my hartsgesindheid moet reg wees. En baie keer kom jy dalk neer en jy kom dalk af, dalk met 'n verkeerde gesindheid en 'n verkeerde intensie, maar wat die bedoeling van jou hart is wat Abba Vader altyd raak sien. Maar dit hang ook af van die persoon tot persoon, want baie keer, argumentsonthaalwe, stuur jy dalk 'n boodskap, 'n tikboodskap op WhatsApp, en jy tik dit en van jou kant af is jou gesindheid reg, jou intensie is reg, maar die ander persoon wat dit ontvang, kan dit heeltemal in 'n verkeerde lig sien en kan dinge lees wat werklik waar nie eers daar is nie. So ek en jy moet absoluut ons lewe en ons hart en ons geesmens weer terugbring na die lewende God, sodat ons wil ondergeskik sal gestel word aan die wil van Skepper lewende God. Ek wil vir jou nog iets lees uit die woord uit. Luister wat sê die woord. Hy sê, ek deurgrond my o Elohim en ken my hart. Halleluja. Dis wat Vader kom sê. Hy sê, my kind, ek wil jou hart ken en ek wil jou hart toets. En daarom skryf Dawid, en hy skryf, maar Vader, ek gee aan u die toegang tot my lewe, en ek gee vir u die geleentheid en die toestemming om my te kom toets. En ek wil presies dieselfde doen vandag om te sê, Vader, dit wat u hartsbegeerte is, en dit wat u wil doen in my lewe, Vader, kom doen dit. Laat u wil geskied in my lewe, kom kyk en kom toets my. Dawid skryf, hy sê, deurgrond my o Elohim en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Met ander woorde, is my intensie reg? Is my gesindheid reg? Is die bedoeling van my hart reg? Want wanneer ek dit doen, ongeag wat mense sê, en ongeag wat hulle dalk ervaar, solank my gesindheid en my hart reg is, en die bedoeling en my intensie 100% suiwer is teenoor die lewende God, dan maak dit nie saak wat ander sê nie. Dan maak dit nie saak wat ander dink nie, want dit gaan oor my verhouding met die Skepper van hemel en aarde. Hy sê, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart,
en lei my op die ewige weg. So ek en jy moet seker maak dat ons is op die regte pad. Jy sê maar daar kan 'n pad wees, daar kan 'n weg wees, wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Maar wanneer ek en jy ons lewe inpas in terme van wie die lewende God is, wat sy woord vir my kom gee, en ek pas my lewe in volgens sy wil, en ek kom toets my hart, en ek kom toets my binneste, my geesmens, my sielsmens, en ek maak seker dat my intensie is reg. Wanneer ek dinge doen, dan sal ek altyd Abba Vader vereer en verheerlik. So dis so belangrik dat ons ore sal spits. So belangrik dat ons gees sal oopmaak vir die invluistering van Heilige Gees, en dat hy ons sal lei op die regte pad. Weet jy, ek ry in die voertuig nou die dag, en terwyl ek bestuur, is ek besig om goed deur my gedagtes te vat, en ek luister musiek, en ek is besig om Abba Vader te vereer en te verheerlik, en ek dink aan dinge, en in my gees is daar dinge wat besig is om te gebeur, en ek ervaar Abba se teenwoordigheid. En ek besef dit, maar Vader se hart teenoor my is, hy wil my seën, en hy wil my lewe verander, en hy wil dinge doen in my lewe, en ek en jy moet dit toelaat. Solank as wat ek my hart toehou, en dink maar, ek is okay, en my gesindheid is okay, en my bedoeling is okay, maar ek bring dit nie na Abba om te toets nie, dan kan ons so maklik op die verkeerde weg wees. So ek wil vandag hierdie woord vir jou bring, hierop herbou, sodat jy jou lewe kan herbou, met die regte intensie, die regte bedoeling, en dat jy absoluut jou hart sal suiwer hou voor die lewende God. Want op die ouene van die dag, wat sê die woord? Wie mag klim op die berg van Jahweh? Hy wat? Rein van hande en suiwer van harte. So my hart moet korrek wees in Vader se teenwoordigheid, sodat hy al die lof en al die eer en al die aanbidding kan ontvang. So ek glo hierdie woord het jou vandag so 'n bietjie kom vat op 'n journey. En dat hierdie woord jou sal lei om jouself te kom ondersoek, en dat jy sal toelaat dat die Gees, die soeklig van Heilige Gees, so 'n bietjie op jou lewe kom skyn, en te kom kyk, maar is my intensie reg, en is my gesindheid reg, en is my hartsbedoeling reg? Want op die ouene van die dag gaan dit oor jou hart. En wanneer jou hart reg is, dan is jou verhouding met Skepper lewende God reg. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek eer Abba Vader vir sy woord, so mag jy 'n amazing Vrydag beleef, en geniet vanaand se Shabbat, en kom op met 'n verwagting om die Shabbat te onderhou op 'n Saterdag, en om Abba Vader al die lof en al die eer en al die aanbidding te bring. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, wees geseën tot volgende keer. Shalom.